Dis hy goed goeienaand almal. So wat 'n heerlike voorreg is dit nie om so saam met u te mag wees hier in die huis van die Here. In die gebed van my hart is dat die Here waarlik ook vir ons in hierdie aand baie ryklik sal seën as ons dan ook vanaand so rondom sy woord gaan vergader. Ek wil vir Dominee Herman sê baie dankie en vir sy vroutjie en vir die kerkraad het my ontvang ook vanaand. Dis lekker om saam met u te mag wees en ek het nou skielik baie oud gevoel, Herman. Geen gepraat van toe jy 'n jong seun was en ons geluister daar in Pretoria. Maar ek wil vir u sê dat herlewing is nog steeds, vergewe die Engelse woord, die front burner van my hart. Dis die las wat ons het vir Suid-Afrika en vir ons mense. Maar vandat ons 'n paar boeke geskryf het rondom die gedagte van disippelskap, besef 'n mens kan ons eintlik nie meer die boodskap van disippelskap skei van die boodskap van herlewing nie. Want die Here Jesus het weggeloop van 'n atmosfeer van herlewing daar by die Jordaanrivier. Die Bybel sê in Markus hoofstuk 1 vers 5 dat die hele Joodse land was daar, maar Jesus stap weg van daardie moment af om tyd te spandeer saam met 12 disippels wat hy sy lewe in belê het, en daarna lees ons van die wonder van Pinksterdag. Paulus het presies dieselfde gedoen daar by die plek met die naam van Efese in Turkye vandag, en hy het daar gepreek vir 'n paar maande lank in die sinagoge, en toe vir 2 jaar lank in die skool van Tyrannus het hy geleer vir 12 disippels, waarvan ek dink Timoteus, waarna verwys is vanaand, was seker van die bekendstes wat daar gebly het. Priscilla en Aquila was daar gewees, en later van tyd ook Filippus se dogter was ook daar, een van die wat die profetiese gawes. Toe breek die herlewing daar by Efese uit. En so van daardie moment af besef 'n mens dat die belangrikheid om ons mense voor te berei vir 'n moment van herlewing. So dis nog steeds ons begeerte, maar om 'n persoonlike herlewing te kan leef elke oomblik van die dag, is die weg wat 'n mens kan, die weg voorberei vir korporatiewe herlewing ook in 'n gemeente, in 'n gemeenskap. Terwyl ek gebid het oor vanaand se geleentheid, het Dominee Herman op my hart gelê van sy kant af dat die behoefte is om te praat oor disippelskap, en toe ek daaroor gebid het, daar's baie boodskappe wat 'n mens kan preek oor disippelskap. Ons kan praat oor die leef- en kontakmateriaal wat ek geskryf het rondom Jesus se model van disippelskap, maar dit is asof die Here hierdie spesifieke woord in my hart gelê het vir vanaand, vir u en vir my, dat 'n kopskuif is nodig in 'n tyd soos vandag, en dan die vraag is jou hart en jou huwelik en jou huisgesin en jou gemeente en jou gemeenskap in hierdie oomblik, is ons met ander woorde 'n Kapernaum vir die Here Jesus. En ek wil graag vanaand met u so 'n bietjie daaroor gesels, as jy vir ons die skyfies kan aansit, maar net voordat ons gaan saam lees en gaan saam bid, net 'n paar gedagtes. Nou is nou, dit is nou nie daar ingesit hier, lyk dit vir my, dit is miskien 'n ander enetjie. Dis goed. Maar goed, kom ons blaai dan saam met die woord van die Here. Dan lees ons saam met die baie bekende gedeelte van Matteus hoofstuk 4, die baie bekende gedeelte wat verwys na die Here Jesus in Galilea, en ook die roeping van sy eerste disippels. Daar was ons verskeie groeperinge van sy roepinge van hulle gewees. Hierdie was die eerste 5, en dan lees 'n mens later ons nou weer van 'n ander moment met die 12 geroepes in Markus hoofstuk 3. Maar kom ons lees 'n paar verse saam uit die woord van die Here, en dan gaan ons ook vanaand met u oor hierdie wonderlike gedeelte gesels. En toe Jesus hoor dat Johannes in die gevangenis gesit was, het hy na Galilea teruggegaan. Hy het Nasaret verlaat en gaan woon in Kapernaum aan die see in die gebied van Sebulon en Naftali, sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê die land Sebulon en die land Naftali na die see toe, oor kan die Jordaan Galilea van die heidene, die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien, en die wat sit in die land en skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. En van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Kom ons lees eers net tot daar uit die woord van ons Here. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil vanaand vir u baie dankie sê vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanaand so saam te kan wees by die huis van die Here. En Here, so dikwels bid 'n mens dit en vra vir u om ons te kom besoek op 'n baie besonderse wyse. Maar dankie dat ons kan weet vanaand dat die besoeking van God tot ons harte
alreeds begin het nog voordat ons opgedaag het by hierdie gebou vanaand. Dit is U wat deur U Gees in ons harte gewerk het, 'n behoefte en 'n begeerte om vanaand hier te wees. En daarom weet ons dat dit het alreeds begin in ons harte, toe ons weggevind het tot by hierdie gebou. En daarom wil ons net vir U vra, Here, dat U self ons geestelike oë sal oopmaak, dat ons sal sien dit wat U graag vanaand vir elkeen van ons wil sê, dat U ons geestelike ore sal oopmaak om te hoor en te luister, dit wat U graag vanaand vir elkeen van ons wil sê. Ons gebed is, Here, dat wanneer ons vanaand hier uitstap, dat ons anders sal uitstap, as wat ons hier ingekom het vanaand, omdat U self deur U Gees die woord vir ons oopgebreek en dit vir ons lewendig gemaak het. Maar nie net omdat ons na 'n mens geluister wat gepreek het of gepraat het uit die woord nie, maar omdat U self die woord vir ons oopgebreek het. En daarom wil ons vir U vra, Here, soos daar geskrywe staan ook in die boek van die Psalmes, dat die opening van U woorde bring lig. Ja, dit maak selfs die eenvoudiges verstandig, dat U ons vanaand verstandig sal maak, om te weet wat is dit wat in U hart is vir ons. Soos daar vanaand ook gevra is, Here, om te bid, Here, vir die gemeente van Bloemfontein, van Appington, ons het gehoor, al die gebedsversoeke vanaand wat uitgelig is, en ook die behoefte vir herlewing, en so wil ons vra, Here, dat U in ons en deur ons 'n kanaal sal vind vanaand hier, ook in laaiplekse omgewing, waar deur die Gees kan vloei en kan werk na 'n wêreld daar buite, wat vir U so nodig het, Here. Mag dit vanaand die beginpunt wees van iets moois in die harte van U kinders, wat sal lei ook na die beweging van dit wat in U hart gebore is, soveel jaar gelede, daar op die berg langs die see van Galilea, die roepstem wat gekom het, daar die clarion roepstem van God, gaan dan en gaan maak disippels van alle mense, en ek sal met julle wees tot aan die einde van die tyd. En mag dit so wees vanaand vir elkeen van ons. Ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Jy weet, ek het so 'n klompie jaar gelede, het ek eendag 'n verhaaltjie gelees van 'n man wat op 'n dag in die kerkgebou ingestap het, net soos wat U vandag ook hier by die gebou ingestap het. En daar by die deure is daar so 'n klein papiertjie uitgehandig vir die mense wat bekend staan as die afkondigings vir die dag, en so 'n bietjie nuus van die verjaarsdae en die tipe dinge wat normaalweg vir ons in so 'n briefietjie uitgelig word. En toe hy daar gaan sit op die stoele soos wat julle nou ook sit in hierdie oomblik, het hy gesien maar vandag se diens is 'n ander diens. Dis eintlik 'n begrafnisdiens. En toe hy nou weer kyk na daardie stukkie papier, toe besef hy maar vandag se begrafnisdiens is eintlik sy begrafnis, want hy is veronderstel om dood te wees, maar hy is nie dood nie. En toe sê hy vir hom, maar dit gaan 'n baie interessante ervaring vandag wees, om hier te kan wees by sy eie begrafnisdiens. En toe hy bladsytjie so omdraai, toe sien maar aan die einde van die diens, gaan daar 4 mense 'n paar woorde sê oor sy lewe. Sy vrou gaan 'n paar gedagtes deel by die gemeente, en dan gaan sy beste vriend 'n paar woorde sê, die predikant van die gemeente, ook daarmee saam die onderwyser wat vir hom skool gehou het jare gelede. En toe sê hy, maar hy sal graag wil hoor wat die mense vandag oor hom te sê gaan hê. Nou waarom vertel ek dit nou vanaand vir u? En veral rondom die gedagte van disippelskap. Kom ek sê vir u, want jy sien, elkeen van ons is bestem om te sterf, staan daar geskrywe, en dan die oordeel in die boek van Hebreërs. Elkeen van ons is vanaand hier. Iewers langs die pad gaan ons nie meer hier wees nie. Verskoon tog. En die vraag is, wat wil jy graag hê met die mense van jou sê, as jy nie meer hier gaan wees nie? En as jy wil hê, dan moet mooi goed oor jou gesê word as 'n individu, of selfs jou huwelik, jou huisgesin, jou besigheid, jou gemeente, of jou gemeenskap is, om dan so te gaan leef vir die res van jou lewe, dat die mense dit van jou kan sê. So ons is hier, so kom ons begin met die einde aan die begin, en bring dit na waar ons is vanaand, en gaan leef dan so vir die res van ons lewe. Weet, as 'n mens gaan kyk na 'n man die naam van Petrus se lewe, ontdek 'n mens daar was 'n moment gewees wat daar geskrywe staan, dat Petrus beskuldig is daarvan, dat hy 'n volgeling is van die Here Jesus, want sy spraak verraai dat hy soos Christus praat. Die Bybel sê ons 'n klein diensmeisie by hom kom staan en sê, maar jy is ook 'n volgeling van Jesus, want jy praat soos hy. En daarom is die vraag ook vanaand vir u en vir my, praat ons werklik soos Christus in 'n tyd soos vandag?
Die vloektaal wat ons gebruik hier in Suid-Afrika, die vingerwys en die kritiek en die sleg praat en miskien self as ons hard praat met ons geliefdes daar by die huis. Die vraag is, praat ons werklik soos die Here Jesus? En dan daarmee saam die vraag vir my persoonlik is, so heel dikwels as 'n mens so 'n bietjie kuier rondom mense en praat met hulle en kyk dat die mense se gewoontes en die programme waarna die mense op televisie kyk en jy weet, daar is niks dinge vandag op dinge soos Netflix en Hulu en Peacock en al die goed wat uitgesaai word wêreldwyd, wat 'n mens werklik na kan kyk wat nie vloektaal in het nie. En daar is eintlik geen verskil tussen die praat van die vloektaal en self die luister daarna nie. Is dit nie so nie? So die vraag is, hoe leef ons? Hoe praat ons? En dan, as 'n mens kyk na die disippels, Handelinge hoofstuk 4, is dit daarvan beskuldig deur die Sanhedrin, die Joodse Sanhedrin van daai tyd, hulle is volgelinge van die Here Jesus, al was hulle ongeletterd en ongeleerd, deur net te kyk na hulle, dat hulle is anders. En wat sien die mense vandag, as hulle ook kyk na elkeen van ons? Maar wat van ons as gemeente vanaand, in die woorde van Paulus? Paulus skryf daarvan in die boek van Handelinge, as hy sê, maar daar is geen plek meer om heen te gaan eintlik, in Romeine hoofstuk 15, want die evangelie boodskap van Jesus nog nie gehoor het nie. Handelinge 19 sê, almal in Turkye vandag het die boodskap van Christus gehoor. En daarom in my hart is hierdie begeerte, wat ek wil noem in Engels, 'n no place vision. Daar is geen plek in Suid-Afrika, waar die mense die boodskap van die Here Jesus nog nie gehoor het nie. Paar jaar terug daarbo by 'n dorp gepreek in die Hoëveld, en hulle praat van die 7000 blanke Afrikaanse mense wat kerklos geword het in 'n gewone dorp in die Hoëveld, nie eens 'n stadsdorp nie. Waar is ons mense hier in 'n tyd soos vandag? En solank as daar mense is wat die Here Jesus nie ken, in Laaiplek omgewing of Veldrif, of daar by Noordoewer wat 'n mens van praat, of as 'n mens kyk na die omgewing by Port Owen, omliggende gebiede nie, is die werk van die kerk, ongeag die denominasie, nie afgehandel nie. Daarom is ons hier, en daar is mense wat die Here Jesus moet leer ken. Is dit nie waar nie? Dis die opdrag wat God gegee het vir sy kinders en sy disippels jare terug. Nou, as 'n mens kan kyk na die gedeelte in Matteus hoofstuk 28, die laaste opdrag van die Here Jesus, waar hy praat met sy disippels en sê, gaan dan heen en gaan maak disippels van alle mense. Hy het nie gesê, gaan maak Christene nie. Hy het nie gesê, gaan maak bekeerlinge van Christus nie. Want jy sien die woord Christen kom maar net een keer voor in die Bybel, maar die woord disipel 276 keer. Afhangende van die vertaling wat jy lees, kan dit dalk 'n bietjie meer wees, of selfs ook 'n bietjie minder. Maar omdat die disippels met die Here Jesus geleef en gepraat en opgetree, is hulle Christene genoem. Ek weet jare terug toe my dogter in die Bybelskool was in Nieu-Seeland, toe kom sy tot en sê, papa, die prinsipal het vir ons geleer, dat jy moet nooit uitgaan met 'n Christen. Christene is no good, sê sy. En toe vra ek vir haar, hoekom nie? Toe sê sy, want jy kan 'n gelowige wees of 'n Christen, maar jy kan in sonde leef of jy kan selfs afvallig wees van die Here. Die prinsipaal het vir ons geleer dat jy moet 'n groeiende Christen mee uitgaan. Jy moet hoër gaan en hoër gaan en hoër gaan in sy verhouding met die Here Jesus. Dan trek hy jou ook hoër en hoër en hoër. Is dit nie so nie? Daar's baie gelowiges vandag in Suid-Afrika wat nie is waar hulle behoort te wees in hulle verhouding en hulle wandel met die Here Jesus nie. Ons opdrag is nie bekeerlinge. Dis nie mense wat tot geloof gekom in Christus of gedoop moet word nie. Dis mense wat moet gedisipuleer word en dan sy wonderlike belofte dat hy met ons gaan saam wees. En dan het ek vir die paar statistieke geskryf daar, binne 2 jaar het die hele plek Jerusalem is vervul met die boodskap van Christus na die opdrag van Jesus. Binne 4 jaar Galilea, Judea, Samaria en al die tekste kan jy maar gelees en tot en met vandag praat hulle van 2 miljoen volgelinge van die Here Jesus wêreldwyd. Maar dis nie regtig waar nie. As 'n mens nou gaan kyk op die internet en jy vra hoeveel mense het geleef oor die eeue heen, van daardie moment af tot en met vandag, dan sê die slim mense daar op die internet vir jou tot en met 100 biljoen mense het geleef. Kom ons sê 10% van daai mense was volgelinge van Jesus, dan praat ons van 10 biljoen. Kom ons sê maar net 5%, dan praat ons van 5 biljoen mense, plus vandag se 2 biljoen wat volgelinge van Christus is, dan praat ons van 7 biljoen mense wat geraak is deur 'n moment van 11 disippels wat daar teen die berg afgekom het om te gaan doen wat die Here Jesus gevra het om te doen. En tog as ons dit nou vergelyk met ons vandag in die wêreld,
dan maak ons ongeveer 4000 gemeentes per jaar, sluit vandag in die wêreld, per jaar, in die laaste 3-4 jaar sedert COVID-19 plaasgevind. Dis 'n aangrypende syfer. Robbie Garrett het 'n boek geskryf onlangs, toe sê die vraag, waar is die 8.8 miljoen volgelinge van daai een kerklike denominasie in Amerika wat skielik net verdwyn het, van die aangesig van die aardbol af en glad nie meer by 'n kerk betrokke is. Want jy sien, ons het 'n geestelike gawe ontwikkel, lyk dit vir my. En dis om kerke toe te maak en lidmate weg te jaag van die gemeentes al wêreldwyd, eerder as om soos in die tyd van die Here Jesus kerke te laat groei en te ontplof. Totdat Paulus sê, niemand het die evangelie boodskap in hierdie plek nog nie gehoor. En alles het begin wat ek daar skryf, by een onbekende man, wie sy lewe en sy boodskap die wêreld omgedop het, en sy naam was Jesus Christus. So 'n paar jaar gelede het ek die voorreg gehad, ek het nou al verskeie toere gedoen na Israel en Europa, maar so 2 jaar terug het ek 2 groepe gelei, rug aan rug, van Amerika af na die Passiespel toe in Duitsland en Oberammergau, groep van 65 en 48 van Graafenetse omgewing. En reis ons van Parys na Rome toe en stop by verskeie plekke, maar op die toer kom net die Here op my hart om te praat oor onbekende godsmanne, wat onbekend was in hulle tyd in plekke soos Oostenryk en Switserland en Italië en Frankryk, wat bekend geraak het as gevolg van hulle wandel met die Here. En ek het so 'n klomp kort boodskapies gegee, 32 van hulle omtrent, oor manne wat uitgestyg het bo hulle geslag. As Nicolaas van Basel byvoorbeeld, wat sy bynaam die vriend van God geword het oor sy binnekamerlewe in die Alpe waar hy gaan bid het in so 'n klein opberg teen. Toe kom die herlewing in daardie gebied. Vandag is Basel bekend vir 'n man die naam van Roger Federer, wat daar naby bly is, die tennisspeler wat kom van daardie omgewing af. Maar Nicolaas onbekend. So praat 'n mens van Nicolaas Herman, daar in die klooster van Beaumont. Dan sal ek vir julle sê, dis in Parys, het al baie gehoor van die Eiffeltoring in die plek, en die ver daarvan, by die plek met die naam van die Place of Bastille, daar waar die Bastille mos geval het nie, is 'n ou kloostertjie, en daar was 'n man die naam van Nicolaas Herman. Hy het bekend geraak as die baie bekende broer Lawrence in God se teenwoordigheid. As ek in Parys is met groepe, dan besoek ons die plekke en ons oefen en om te luister na God se stem in 'n mens se lewe. Maar toe kom ons by Oberammergau. En op 'n stadium kom Pontius Pilatus daar by verhoog gery met so 'n groot swart perd. En hulle hardloop na hom toe sê, wat sal ons tog maak met Jesus Christus van Nasaret? Toe sê hy niks nie. Van niks sal kom van die man nie. Hy is 'n onbekende, eenvoudige, rondreisende prediker. Dit tref dit my. Dis die lesings wat ek die hele tyd gee in Europa op die toere. Dat Jesus is 'n eenvoudige, onbekende, rondreisende prediker. En tog sit u nou vanaand hier as gevolg van hom. Is dit nie so? Miljoene volgelinge wêreldwyd van een onbekende man. En die vraag is nou, waar het dit nou alles begin? En dit begin hier by Matteus hoofstuk 4, wat ek graag vanaand met u so 'n bietjie wil oor gesels. Alles begin by vers 12. Daar staan geskrywe, toe Jesus hoor dat Johannes in die gevangenis gesit was, het hy na Galilea toe teruggekeer. Ek wil graag vanaand vir die 5 dinge sê, wat 'n mens in hierdie teksvers raak sien. En ons is vanaand meer hier as die 12 disippels van die Here Jesus. En Jesus het deur 11 disippels miljoene volgelinge gemaak. En ons is meer as 12 hier vanaand. Is dit nie waar nie? Daar's baie meer in elke gemeente in Suid-Afrika. Wat sal hier gebeur as ons dit wat Jesus Christus begin doen het, begin toepas, en het ons self begin dupliseer in 1 of 2 ander persone se lewe nie? Ons sal die gemeentes verdubbel en verdriedubbel in Suid-Afrika. Maar soos ek gesê het, ek glo, dit lyk my ons het die geestelike gawe ontwikkel om gemeentes kleiner te maak en selfs toe te maak. Kom ons gesels oor dit. Heel eerste punt is dat Jesus verander sy basis. Dit staan geskrywe, en Jesus het Nasaret verlaat en gaan woon in Kapernaum aan die see in die gebied van Zebulon en Naftali. Baie bekende gedeelte wat verwys wat die profeet Jesaja oor mos gepraat het in Jesaja
hoofstuk 9. Ons sien in die heel eerste plek dat die Here Jesus gaan woon in 'n plek met die naam van Kapernaum. As jy ooit in Israel was of eendag daar sal kom, dan sal jy sien dat Nasaret lê so half op die heuwel daarbo en so halfpad teen die berg af na die onderkant, aan die een kant van die berg lê Kana, dan heel onder lê 'n plek met die naam van Sipori, dis so half van die vallei, maar aan die ander kant van die berg is die baie bekende vlaktes van Megiddo, waar die laaste slag gaan plaasvind van Armageddon, as die mense daar die vlaktes uitkyk. Maar as 'n mens na Galilee se kant toe terugkyk, dan moet 'n mens al die pad van noord af onder toe kom tot daar in die suidelike gedeelte. Dit vat 'n mens letterlik 'n paar ure. Jy moet 'n kar ry so 'n halfuur van die top dan na die onderkant toe, maar as jy stap so tussen 6 of 8 ure om te kom aan die onderkant. Jy moet al langs die berg afkronkel na die onderkant toe. En daarom kom die Here Jesus en hy stap weg van die moment af en hy gaan bly by Kapernaum. Waarom is dit belangrik vanaand vir u? Want jy sien Kapernaum is in die lyn van die noordelike hoofweg van die noorde na die suide. Die baie bekende Weemades staan dit bekend. As daar 'n wonderwerk plaasvind in Kapernaum, dan kan die evangelie boodskap van Jesus gaan binne 'n kwessie van na die weste, en die ooste, die suide en die noorde tot en met 20 myl ver op een dag. Sonder om eers af te klim teen 'n berg of op te klim weer teen 'n berg aan die bokant. En daarom plaas die Here Jesus hom op 'n baie strategiese plek om in kontak te wees met mense wat hy kan bereik om die evangelie boodskap verder te kan bring. En as jy vanaand my vra sommer, wat het dit alles met my te doen? Jy sal sien vanaand, ek glo alles. Want jy sien baie van ons mense het hierdie geweldige ding in 'n mens se kop. Die Engelse woord is 'n mindset dat ons eintlik in Nasaret is, maar God wil graag hê dat jy moet 'n Kapernaum wees. Baie mense sit vas by Nasaret, maar God wil jou skuif na Kapernaum. Hy wil jou posisioneer om in kontak te wees met soveel mense wat jy sal ontdek vanaand ook, wat jy eintlik al reeds is. Elkeen van ons vanaand hier is in kontak met tussen 60 en 200 mense wat God reeds aan jou toevertrou het, wat in jou sirkels van invloed is rondom jou. Maar die Here wil hê mens moet 'n kopskyf begin maak om dan ook daarvolgens te kan begin leef. Punt nommer 2, Jesus begin dieselfde boodskap te preek as wat Johannes, sy cousin is die Engelse woord, sy neef met ander woorde, ook gepreek het. Want van 12 vers 17 staan daar geskrywe, dat Jesus begin preek en sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Maar ek wil eers ietsie sê rondom die teksvers, voor ons praat oor dit. Jy weet, 'n klompie jaar gelede, toe ek die materiaal geskryf het rondom disipelskap, die Here werklik met my gepraat oor die Here Jesus Christus as model van 'n mens se lewe. En toe het ek begin om 'n studie te maak van sy lewe. En elke jaar dan lees ek deur die Bybel van Januarie maand tot en met November maand, soms lees ek hom 2 keer deur, soms 3 keer, soms 4 keer, soms baie meer as dit. Maar dan vat ek die maand van Desember en lees ek net wat in die rooi letters geskryf is. Ek het my so 'n Engelse Bybel gaan koop. En as 'n mens dit gaan kyk, dan staan al die woorde van Christus in rooi geskrywe, wat hy met die mond gesê het. Is dit nie so nie? Maar dan eendag toe lees ek daardeur en toe besef ek as 'n mens kyk na die Here Jesus se lewe, toe gaan skryf ek nou 'n boek oor dit om spesifiek dit uit te gee later vanjaar. Maar die heel eerste gedagte is om te kyk na Jesus as ons model. Dan ontdek 'n mens 5-6 dinge van sy lewe. En een daarvan wil ek graag vir u noem hier voordat ons aangaan. En dit is die gedagte dat die seun van die mens net kan praat wat die seun van die mens by die Vader gehoor het. Hy sê dit vir ons in Johannes 8 vers 28. Hy herhaal dieselfde teksvers in Johannes 12 vers 48 as hy sê alles wat die seun by die Vader hoor, het die seun met sy mond gesê. So elke rooi letter wat Jesus met sy mond gesê het, het hy by sy Vader gehoor. Nou moet 'n mens jouself die vraag afvra, maar is dit ook moontlik vir jou en vir my? En die vraag is, die antwoord is ja. Want dikwels moet ons vir onsself die vraag vra, praat ons soos die Here Jesus, en alles wat by jou mond uitgekom het in die laaste paar dae hier in Laaiplek omgewing, het jy dit werklik by God gehoor? En ek wil vanaand vir die sê, ek dink die meeste van ons sal sê nee, is dit nie so. Maar hoe is dit moontlik? Want hy het gaan sit daar by sy Vader om na hom te luister. En dis hoekom Jesus vir Martha en Maria sê die beste plek om te wees is om te sit aan my voete om te luister. Dis nie om te bid nie, is om te leer om te luister. Dat ons daarna kan bid
vir wat in sy hart aan die gang is. En hier kom ons nou by die heel eerste woord van die Here Jesus wat hy met rooi letters sê, wat hy by sy Vader gehoor het. Weet jy wat is dit? Hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Jesus het 49 opdragte gegee vir sy disippels wat van toepassing is op jou en my vandag. Afhangende van die vertaling wat jy lees, kan jy sê 50 opdragte, maar 49, ene dag 2 dele, wat 'n mens moet gaan kyk. En toe ek dit nou begin lees, het ek vasgehou by die teksvers vir 6 weke lank in my lewe, en daaroor gepeins, wat beteken dit om tot bekering te kom, lang nadat jy gered is, en jou hart gereinig is, en vervul is met die Heilige Gees, wat beteken dit werklik vir jou en vir my? Hierdie woord is 'n aangrypende woord wat Jesus spreek. Dis die woord metanoia wat beteken 'n verandering van sienswyse, wat lei tot 'n verandering van jou hart, wat lei tot 'n verandering van jou lewe. En weer eens, Jesus sê met die rooi letters wat hy by sy Vader gehoor het, so die Vader is besig om deur sy kind vir ons vanaand te sê en vir die kerk, dis tyd dat julle 'n verandering maak van die wyse waarop ons dink. Is dit nie so nie? En hy sê, waarom is dit belangrik? Hy sê, want die volheid van God wag op jou, as jy 'n kop skuif maak. En ons is besig om te stap in hierdie rigting in Suid-Afrika en die wêreld daar buitekant, en iewers langs die pad sê, God, kom tot stilstand, dink anders oor jou lewe en jou gemeente en jou gemeenskap en draai om, want die volheid van God wag op jou. En daarom die boodskap van bekering is nie 'n negatiewe boodskap nie. Vir baie mense is dit, maar is eintlik 'n positiewe ding. Want as ons swaai, wag God se volheid op ons. Ek wil vanaand vir u sê, God kan soveel meer doen in 'n oomblik as wat ons kan bid of dink. Ons kan preek vir 'n jaar lank, en ons kan stoei en roei, maar as die Here kom neersit in 'n oomblik, deur sy Gees verander hy alles. Alkoholiste wat tot bekering kom, mense wat se lewens omgedop word, omdat die volheid van God skielik beskikbaar is. En dis die Vader wat deur sy kind kom praat met sy disippels en sy mense, en sê, maar dis tyd dat die kerk van die Here Jesus dieselfde boodskap begin preek wat belangrik is. Dis tyd vir 'n kopskuif in Suid-Afrika, wat ons harte sal aanraak en ons lewens sal vorm en sal verander, dat ons vas en nuut sal dink oor die gemeenskap en waar is ons? Want God se volheid is beskikbaar, maar ons het die gawe om gemeentes toe te maak. Is dit nie so? En kyk wat doen Jesus. Hy maak 'n kopskuif. 'n verandering van sienswyse. En hy preek dieselfde boodskap as Johannes die Doper. Maar hy sê dit die keer in die hart van sy Vader. Dis tyd vir iets niets om te gebeur. Punt nommer 3. Ons sien duidelik in hierdie gedeeltes as mense aanlees tot daar aan die einde van vers 25 dat die Here Jesus neem, wil ek amper sê, die vakuum wat gelaat is in daai moment deur Johannes, die posisie van leierskap neem hy oor, want tot dan was Johannes gesien as die leier van die mense wat daar by die Jordaanrivier gedoop is. Die bekering, die leier van die bekeringsbeweging, mense wat tot bekering kom daar by die Jordaanrivier. En skielik is hy die tronk en Jesus neem die posisie op wat gelaat is deur Johannes en sê maar is tyd om te begin om iets omtrent die probleem te doen. Ek sal nie vanaand sê Frans, maar ek is eintlik nie 'n leier nie. So het vanaand ouderlinge in die jakens saam gebid en gesien, maar ek wil vanaand vir u sê, dat as jy getroud is jy 'n leier. As jy 'n ouer is van 'n kind, is jy 'n leier, oupa en ouma van 'n klein kind. As jy iemand nooi om hier te kom kuier en die persoon dag op, en is 'n lekker braaivleis, en kyk bietjie rugby of cricket, wat ook al op die agendas vir die dag, en kuier saam, en die persoon kom daar by jou huis, dan het jy leierseienskappe getoon, want leierskap is niks anders as invloed nie. Om mense te beïnvloed in 'n spesifieke gedagterigting, om saam met jou die pad te begin stap. Daarom sê die Here Jesus, dis tyd, wat tans besig is om te gebeur, is om nuut en vars te dink, en vir ons as manne en vroue om op te staan, vir die waarheid van die Here Jesus, en te sê tot hiertoe, en nie verder nie. Ons het 'n geen plek visie, dat almal in die gemeenskap sal die Here Jesus leer ken as verlosser en saligmaker. En dan vind 'n mens in die Here Jesus se plek die volgende punt,
wat hy sê hy kies diegene wat hy sy lewe en sy tyd bietjie begin inbou. Toe begin roep hy sy disippels, en dan lees ons hier vers 19 wat hy sê, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Weer eens rooi letters, as hy met hulle praat. Rooi letters. Hy sê Vader gehoor, dis tyd. En toe begin roep hy sy disippels, en dan lees ons die name wat hy uitloeg. Hy staan daar van Jakobus, die seun van Zebedeus, Johannes sy broer, en so roep hy hulle, los die nette en stap saam met hom. Weet daar in Johannes hoofstuk 1 het hy die eerste 5 geroep. Hier hoofstuk 4 van Matteus roep hy nog 5, maar 2 het nou weggeval en 2 nuwes het bygekom. En dan kom hy daar by Matteus hoofstuk 9 en 10 uit, en selfs Markus hoofstuk 3, dan roep hy al die 12. En toe kom stap hulle saam met hom. Toe begin Jesus om homself in sy lewe en sy tyd te belê na die 12 disippels. Waarom het Jesus dit gedoen? Jy sien, Jesus het sy missie verstaan. Die roeping van sy Vader was om die wêreld te versoen met sy Vader. Om te kom sterf van die kruis op Golgotha, om daardeur vir ons die weg te baan om gered te kan word, maar om die wêreld bekend te stel aan sy Vader. Dis hoekom Jesus gekom. Maar Jesus het ook besef, hy het 'n baie praktiese probleem. Hy bevind homself in Kapernaum rondom die see van Galilea, eintlik maar eers daar by Nasaret en toe nou daar by Kapernaum, 'n eintlike probleem. Want Jesus het 'n fisiese probleem. As Jesus homself bevind in Kapernaum, kan die Here Jesus tog nie wees in Jerusalem. Daarom die vraag vanaand vir myself, al staan ek vanaand hier by u by Laaiplek, kan ek tog nie vanaand in Pretoria wees nie. Is dit nie waar? Daar waar my woonhuis is. Ek kan nie vanaand by my ou vroutjie wees, Dorothea, wat nog kuier daar by die kleinkinders in Amerika op die oomblik nie. Met fisiese beperking, ek staan net hier. En dit is wat die Here Jesus ook gehad het in daai tyd. En hoe vat 'n mens daar die las van sy Vader en die opdrag van sy Vader om die wêreld te gaan versoen met sy Vader wat in die wêreld is daar buitekant? Hoe beweeg 'n mens van Galilea na Judea, na Samaria, na die uithoeke van die wêreld toe? Nou mens sit vas met fisiese beperkings daar rondom die see van Galilea. Is om jouself te dupliseer en verskeie ander mense wat gestuur kan word om dit te kan gaan doen. En daarom roep die Here Jesus 12 disippels en belê homself in hulle. En hy uitstuur in 6 groepies van 2 en dan berei hy die weg vir hulle voor in Lukas hoofstuk 6, lees dit mense ook in Matteus hoofstuk 11, roep hy nog 36 groepies van 2. Dink vir jouself in 6 areas ingestuur, toe 36 gebiede wat hulle gaan preek die boodskap van Christus. En dan as ek na die gedeelte kyk, dan sien ek soveel van die leemtes in Suid-Afrika. Dit selfs ons kerkrade, ons ouderlinge en diakens en gemeentes, ons lidmate, as ek so vanaand na u kyk, dan sien ek nie vanaand lidmate van die gemeente nie. Ek sien vanaand net potensiaal, en elkeen van ons het die vermoë om vir iemand tot seën te wees, daar waar God vir hom of vir haar geplaas het. Wat sal nie gebeur as elke lidmaat vanaand hier begin om 'n span te begin bou soos die Here Jesus en homself te dupliseer in een ander persoon se lewe. Vir die hele jaar lang net tyd te spandeer saam met een persoon. Dan is ons 2 aan die einde van die jaar. En as daardie persoon presies dieselfde gaan doen, dan is ons volgende jaar is ons 4. En daarom is dit so belangrik om hierdie ding te begin bestudeer. En dan in die laaste plek, Jesus is besig om te reis van plek tot plek. Daar staan geskrywe, as mense dit nou lees, vers 23, en Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan, sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig, en elke siekte en kwaal onder die volk het hy genees. Hy het gegaan van plek tot plek. En nou sal die vanaand vir my sê, Frans, maar dis nie moontlik vir ons om soos jy te kan rondreis in Suid-Afrika en ander dele van die wêreld. Ons het nie genoeg finansies nie, ons is maar hier bietjie meer gevestig en vasgevang hier in die omgewing van die Weskus. Maar ek wil vanaand vir u sê, almal van ons is in staat om dit te kan doen. Jy weet, my mammy het so 2 jaar terug afgesterwe. Ek onthou,
Eendag het sy my gebel, toe sê sy vir my, François, ek het 'n SMS gekry van die dominee van die gemeente hier langs die ouertehuis, wat sê dat een van ons lidmate se seun gaan donderdag aand hier by 'n gemeente kom preek. En toe vra sy vir my, is dit jy? Toe sê ek, ja mamma, ek is genooi om daar by die bikers te gaan optree. En jy sien die bikers, een van die bikers se naam is Ben. Dit is 'n sakeman. Hy het een van daardie boeke opgetel en gelees en koop hy sommer 25 aan. En begin hy daar met die bikersgroep deur te werk in 'n gemeente in Pretoria, daar in die middeldeel van die moot. En toe sê hy, maar die bikers wil graag die skrywer van die boek ontmoet. En toe maak ons 'n diens vas teen donderdag aand by 'n Nasarener gemeente daar in die middestad van Pretoria se omgewing. En toe's daar 3 groepe op van die bikers, wat hulle genooi het om daar te wees. Toe daar by die kerk opdaag op 'n donderdag aand, toe sit die kerk vol gepak, aan die een kant van bikers en aan die ander kant van die ouertehuis, wat na my kom luister. En ek onthou die aand dat ek gepreek oor die Heilige Gees as duif, wat hier op jou skouer kom sit, soos in die geval van die Here Jesus in Johannes hoofstuk 1. En toe was daar klaar, so sê my mammie vir my, sy sê toe daar wegstap, was baie van die tannies vir my baie kwaad gewees, want jy sien daar op dieselfde vloer waar hulle bly, het party van daardie ouer mense vir dae lang nog nie met mekaar gepraat. En ek het dit aangespreek daar van die kansel af, want jy sien die Gees van God staan daar beskrywe, het op die Here Jesus se skouer kom sit en by hom gebly. Jesus het niks gedoen wat gemaak het dat die Gees van God as duif ongemaklik was in sy lewe nie. Maar toe vertel sy vir my, ek het haar die Saterdag gaan haal om by ons te kom kuier, en toe sê sy, François, ek het vir Dominee gevra vir 'n videoklipie van jou boodskap. En ek het daardie boodskapie van jou gestuur na elke persoon op my kontaklys. En toe lees sy vir my Saterdag mense wat begin terugvoer gee op die selfoon van Dubai en van Saudi-Arabië en van Australië en van Nieu-Seeland en verskeie plekke in Suid-Afrika wat sy getoer het op haar selfoon met boodskappe wat sy aanstuur. Jy moet verstaan, my mammie het 30% longfunksie gehad op daai stadium en 30% hartfunksie. Sy het 'n suurstofborrel gehad. En as ek so ry deur Suid-Afrika en preek, dan vat ek haar saam met my as hy sterk genoeg is, en dan boek ek vir ons 'n gastehuis op pad, en dan slaap ons die aand in die gastehuis, dan praat ons, dan kuier ek en my ma. En as ek in Pretoria is, elke Vrydag 9 het ons ontbyt saam, ons kuier en gesels. Daar was in my hart geen regret toe my mamma iets oorgekom het. Maar waarom vertel ek dit vanaand vir u? Want u sien, ek het daar gaan aflei die naweek. Die maandag gewerk en Dinsdag en Woensdagmôre vroeg gevlieg na Perth, Australië, om daar te gaan preek by die Afrikaanse gemeentes. Ek het land daar in Singapore die methodiste predikante ontmoet, uitgegaan vir ontbyt saam met een van hulle, en daar teruggegaan hotel toe om 'n stortbad te neem en te wag vir die vlug terug in die rigting van Perth van daar af, en toe het ek die boodskap ontvang, my mammie het pas afgesterwe. En ek het reguit terug lughawe toe en teruggevlieg na Suid-Afrika. As daar die diens gaan hou het ons die bikers gekry by die kerk in die ouertehuis. Jy sien, my mammie se hart was Kapernaum. Sy mag dalk gesit het op 'n Nasaret, 'n ouertehuis, met 'n 30% long en hartfunksie met 'n suurstofborrel, maar sy het 'n Kapernaum hart gehad. My ma was seker my grootste ondersteuner gewees wat vir my gebid het. Al my boeke gekoop en gelees het en versprei het, al my artikels, al my nuusbriewe, elke boodskap wat ek gepreek het, iewers opgespoor, daarna geluister en vir mense aangestuur. Want jy sien, jy kan jouself bevind by Nasaret, maar jou hart, verskoning, is Kapernaum. En die vraag vanaand is, as jy sê, maar ek kan nie reis van plek na plek nie, dis nie waar. Jy sien, in vroeër jare was die ding 'n selfoon. Vandag is dit 'n rekenaar. Is dit nie so? Almal van ons het bankgoeders op die selfone. Mense stuur vir mekaar duisende goedjies aan elke môre. Dat sê goeiemôre, lekker dag vir jou met 'n blommetjie aan en een of ander dingetjie wat mense vir jou stuur. Ek wil vanaand vir u sê, ek kyk nie eers daarna. Dis my 'n mors van tyd en geld. Weet jy hoekom? Want jy het nie werklik in my gedink as jy dit vir my stuur. Want daarbo staan forwarded.
Maar as ek hom kry, dan staan Frans ook het vanmôre in jou gedink en vir jou gebid. En mag die ou teksversie of die mooi versie vir iets beteken, dan maak ek dit oop en ek lees dit, dan sê ek, wat jy het aan my gedink vandag, dan lees ek dit. En dan gee ek 'n reaksie op dit. Maar as daar bo staan 'n foto vol met dit van al die mense, dit is 'n mors van tyd, ek lees dit nie eens. Want jy het nie aan my gedink. Mense spandeer ure elke dag op hulle selfone. Weet ek het in my boek geskryf dat oor 6000 keer gemiddeld per dag wat ons in die selfone. Jong mense tot 12.000 keer per dag. Dis nie meer 'n selfoon. Ons reis die wêreld deur met die internet, TikTok en al die goed wat beskikbaar is. En daarom die vraag vanaand is nie 'n kwessie van laaiplek nie. Ons mag dalk in laaiplek sit vanaand, maar die Here Jesus vra, het jy 'n Kapernaum hart? Want dit is eintlik wat belangrik is dit nie waar? En daarom lees ons in hierdie gedeelte, eintlik 'n wonderlike gedeelte. En toe Jesus hoor dat Johannes in die gevangenis gesit was, toe maak hy 'n kopskuif. Hy sê maar, dis dalk nou tyd vir 'n verandering wat moet plaasvind. En toe gaan hy, en hy gaan bly by 'n plek, verskoon tog, waar hy in kontak kan kom met mense. Baie strategies, in kontak met mense. En ek wil vanaand vir u sê, God het u reeds in kontak gebring met soveel mense. Jy weet die Here Jesus sê in Johannes hoofstuk 13 vers 20, as jy my ontvang jy hom wat my na jou toe gestuur het. En dan besef ek dat die Here het soveel mense aan ons toevertrou. Ons man, ons vrou, ons kinders, ons kleinkinders, ons buurman, ons kollegas by die werk, ons kennisse by die skool. En elke slag as jy daar by die spar instap in die dorp en 'n paar goedjies gaan koop of daar by die motorhawe brandstof ingooi, dan kom mense in kontak met mense wie se gesigte mense al begin herken, is dit nie so? Daar's 'n groot netwerk van verhoudinge rondom ons in hierdie oomblik. En God kom en hy vra vanaand, dis tyd vir 'n kopskuif in plaas te vind. En daar op die berg het die Here Jesus sy disippels na hom toe geroep, weer eens rooi letters. So die Vader praat met sy kind en sê vir sy disippels, gaan wag my daar op die berg by Galilea. En daar het hulle gaan wag. En dan kom die Here Jesus en hy kom praat rooi letters uit die hart van die Vader met sy disippels en sê vir hulle, gaan dan, en soos wat julle hier by die berg afgaan, gaan maak gelowiges, nee, gaan maak bekeerlinge, nee, gaan maak disippels, en leer hulle alles wat ek julle geleer het, en ek sal met julle wees tot aan die einde van die tyd, soos wat julle gaan. En ek wil vanaand vir die sê, dan sluit ek af. U is vanaand by hierdie gemeente, glo ek met my hele hart, omdat ons Vader u vanaand gebring het tot hier. Is dit nie so? En daarom wil ek vanaand ook vir u vra dat, miskien moet 'n mens ook in jou geestesoog vir jouself sien staan vanaand op daardie berg langs die see van Galilea. En as 'n mens op daardie berg staan, dan kyk jy mense in die noorde, dan sien 'n mens Sirië en Libanon. Maar die weste sien 'n mens die Mediterrane See en 'n bietjie verder. Dan in die ooste sien 'n mens in die rigting van Jordanië en Saudi-Arabië. En dan suidaf tot onder by Egipte en so gaan ons in Afrika. En daar op die berg staan 'n mens en jy sien noord en suid en oos en wes. En dan kom daar die stem wat roepende is vanuit die hemel wat sê, gaan dan heen. En soos my 11 disippels, soos wat julle gaan maak ander soos wat ek is. Wat sal nie gebeur as gemeentes in Suid-Afrika, ongeag die nominasies, begin om elkeen van die lidmate homself net te dupliseer in een ander persoon, om te leer wat jy by Jesus geleer het. Ons sal die kerk verdubbel in Suid-Afrika. En daarom moet ek afsluit vanaand en vir u sê, waarna is die Here Jesus op soek vanaand? En Jesus is op soek na 3 tipe mense. Daarna gaan ek afsluit met gebed. Die heel eerste plek, die Engelse woord is devoted,
Christus is op soek na mense wat gewillig is om hulle self aan die Here Jesus en aan sy saak toe te wy, van begin tot einde. Mense wat gewillig is om toegewy te wees aan Christus, nie aan die kerk nie. En jy sien daar in die 60er, 70er jare, het die kerk 'n fout begin maak. Ons mense begin bekendstel in Suid-Afrika aan 'n godsdiens en aan die kerk, maar nooit aan Christus nie. Hier gepreek in 'n ring, dis kan Bonnievale, so die predikante, ons moet tog net die mense terugkry by die kerk. Ek sê, dominee, ek verskil van jou 100%. Nie die kerk, Christus. Want Jesus Christus alleen versadig. En Jesus is op soek na mense wat staan op die berg, wat die stem van die Vader hoor, wat deur sy kind praat en sê, my kind, gaan, en soos wat jy gaan dupliseer jouself in iemand anders se lewe. En ek gee vir jou 'n belofte, dat ek by jou sal wees tot aan die einde van die tyd. Punt nommer 2, Jesus is op soek na mense wat gewillig is om ontwikkel te word. Die Engelse woord is developed, om gevorm en verander te word. Want jy sien, Christendom is nie wat ons weet nie, dis wat ons word. Jesus kyk na elkeen van ons vanaand en sien die potensiaal nie om te weet wat Jesus weet nie, maar om te word wat Jesus wil hê ons moet word. Daarom soek hy mense wat gewillig is om ontwikkel te word. Ek wil vanaand vir u sê, ek wil eendag as ek doodgaan, ek wil sterwende, ek wil klimmende sterf. Jy weet, Daniel was 90 jaar oud toe hy sê in Daniel 9, ek merk op die 70 jaartalle is pas verby. Dit is nog 'n leerbare gees, 'n honger om te groei op 90 jaar. Vandag kan ons vir baie mense niks meer leer op ouderdom 40, 50 of 60 nie. Alles is beskikbaar op die selfone, is dit nie so? Ek wil klimmende, groeiende doodgaan eendag, ontwikkelende. Ek wil my volle potensiaal bereik om soos Jesus te wees. En kerk gaan dit nie vir u doen, disipelskap doen. Laaste punt, ek sluit af. En dan is Jesus op soek na mense, 'n derde deel, wat gewillig is om deploy te word, uitgestuur te word, geplaas te word. Dit sê, Here, my hart, my huwelik, my huisgesin, my gemeente, my besigheid, my gemeenskap, Kapernaum vir Christus in die Nasaret. U sal verstom wees wat sal gebeur as die Here in jou hart Kapernaum vind, anders as in Nasaret. Ek moet seker afsluit, my tyd is verby. Jy weet, hier is 'n gemeente nie ver van u af nie, waar ek elke jaar 'n weksdienste preek. En as ek klaar is, dan sê ek vir die dominee, ek is klaar, en vraai, wanneer kom jy volgende jaar weer? En sê ek, nee, ek dink jy het nou seker al genoeg my ou stemmetjie gehoor. En sê nie, die kerkraad sê jy moet volgende jaar weer kom. En krap ons rond vir 'n datum, pas later nie eers weer Paasnaweek of Pinksters nie, solank jy dit kan werk. Ek was nou al 8 keer daar by hulle. Die gemeente het al die materiaal gewerk, verskeie vlakke wat ons behandel het met die gemeente. Maar dit begin hy om sekere van die mense op te lei, die dominee. So 'n groep van 5, 6 geestelike leiers wat by mekaar kom, elke woensdagmôre 5 uur om saam te praat en saam te bid. Hy het homself en hulle gedupliseer, 60 lidmate wat goed toegerus is. Een van hulle is 'n ouditeur, en toe besluit hy, maar daar's 10 mense in Suid-Afrika wat op sy hart is. En hy koop 10 boeke aan en pos vir elkeen van daai 10 mense in Suid-Afrika boek. Een van hulle was 'n geestelike leier. En elke Sondag as die dominee gepreek het, en jy sien agter die materiaal van Lewend Kontak is daar 52 fokuspunte. Jy kan 52 Sondag preek in die materiaal hê. Dan neem hy dit op en hy pos dit vir al die mense om te luister. Die groeigroepe werk daardeur. Een môre in sy stilte tyd, toe praat die Here met die ouditeur, die rekenmeester. En sê vir een van daardie manne wat jy so belas is op jou hart, worstel met depressie, en met hom gaan besoek voordat dit te laat is. En hy klim in sy karre hier van die suide van hierdie gebied af,
na 'n gemeente in Johannesburg. Ek stop daar 5:00 die môre met die pastorie. Ek klop aan die deur, en ek praat met die broeder en sê vir hom, Dominee, ek weet dit gaan nie goed met jou nie. Voordat jy enigiets doen, lees net die boek. Lang storie kort te maak, die gemeente het 4-5 leiers, 3 predikante in die gemeente. Hulle besluit toe elkeen maak 'n boeklys wat hulle moet voorlê en dan kies die gemeente 'n boek om deur te lees vir die volgende jaar. En dan kies toe die boek weer van kontak. Toe lees die gemeente, etlike honderde lidmate deur die materiaal daar in die rand van Johannesburg. Nie as gevolg van my boek nie, maar as gevolg van 'n rekenmeester wat hier nie ver van julle afsit nie, wat gesê het, Here, my hart is 'n kapperwerk vir U. Jy weet, om boeke te koop en vir mense te pos iets. Om kontak te hou met daardie persone vir die res van die jaar kos ook iets van 'n mens. Om jou kar te klim en te ry 18-19 ure ver, om iemand te gaan bemoedig wat op die rand is van depressie, kos iets van 'n mens. Maar Here, my hart, nie naaste dit nie, beperk. En vanaand staan ons op daardie berg by Galilea, en dieselfde stem van die Vader wat gekom het na Christus, na die disippels toe, kom vanaand ook. Daardie roepstem wat kom, soos 'n klarienkol vanuit die hemel, was sy wat blaas, sê my kind, gaan dan heen, soek mense wat gewillig is om hulle self toe te wy aan die Here Jesus en sy saak, en gewillig is om gevorm en verander te word, en gewillig is om uitgeplaas te word, en deur God gebruik te word. En ek wil vanaand vir u sê, ons is meer as 11 hier vanaand. Maar is dieselfde roepstem wat kom, as wat gekom het toe Jezus op daai berg was. Wat sal nie gebeur as kinders van God in Suid-Afrika, waar die mantel begin opneem, die vakuum wat gelaat is, die posisie van leierskap, die missie, die mandaat van God, en sê, Here, my hart, my lewe, my bankbalans, my besigheid, my huwelik, my huisgesin, my gemeente, my gemeenskap, my denominasie, beperk my, Jezus, kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil vanaand vir u baie, baie dankie sê vir die voorreg wat ons het om so voor u te kon stil wees vanaand. Hier om saam te kon lees hierdie teksgedeelte van Matteus hoofstuk 4, wat ons weet was die tweede roeping van die disippels gewees, die gesê het, kom volg my. En dan sê ek sal iets met julle maak wat julle nie is nie, vissers van mense. U sal ons vorm en verander. En Here, as ons kyk na daardie getalle wat u gedoen het met daardie disippels, hoe u self in hulle ingebou het en geleer het en onderrig het en gevorm het en verander het. En vanaand sit ons hier as gevolg van daardie model van ons Here Jesus. Maar is toch dieselfde stem wat kom vanaand, daar vanuit die hemel, as ons onsself sien staan en sit vanaand hier op die berg, langs die see van Galilea. En ons Vader wat eintlik sê, my kind, gaan dan, en soos wat julle gaan en gaan maak, nie bekeerlinge nie, en gelowiges nie, gaan maak volgelinge van die Here Jesus, en leer hulle alles wat ek vir jou geleer het. Here, wat 'n wonderlike belofte wat u dan gee. Ek sal met julle wees tot aan die einde van die tyd. En Here, soos wat David Livingstone dit gesê het, daardie belofte is die woord van 'n gentleman. En daardie belofte is daar aan die einde van die tyd. Die woorde van Christus, die woorde van 'n gentleman. Die belofte van ons Vader. En vanaand, Vader, dan weet ek, u is op soek, die stem wat roepende is, soos in die woestyn in Suid-Afrika, van manne en vroue, wat gewillig is om te sê, Here, al sit ons in 'n plek soos Nazareth,
wil ons op 'n hart hê soos 'n Kapernaum. Ons is gewillig om onsself toe te wy en gewillig om U toe te laat om ons te vorm en te verander en dan uitgestuur en geplaas te word daar waar ons reeds geplaas is om 'n verskil te maak vir U. U te verheerlik, tot seën te wees vir die mense en daardie sirkels van invloed wat U vir ons geplaas het. En daarom wil ek bid vanaand, Here, vir elke persoon wat hier is en hulle wat kyk of luister. Here, mag dit vind dat U kanale van seën sal vind waardeur U Gees van vloeiend kan werk. In 'n tyd soos vandag, maar 'n wêreld daar buite wat vir U so nodig het, Here. Hier sit ons, Here, hier staan ons voor U vanaand. Ons wil vir U sê, ons is gewillig. Ons het die stem gehoor wat roepende is en sê, kom tot my. En ons is gewillig, Here. Ons weet nie wat dit alles behels nie. Ons verstaan dalk nie dit alles nie. Maar Here, ons wil nie bly waar ons is nie. Ons wil nie in Nasaret vasgevang wees nie. Ons wil 'n Kapernaum wees. Ons wil strategies onsself posisioneer, ons denkwyse, ons hart, ons lewe, om 'n verskil te maak vir U. Vind 'n kanaal van seën, o Here, hier in Laaiplek, en mag dit vir U behaag om in ons, deur ons te werk, en tot seën te wees vir ander. U naam ter eer. Amen. Goed, ons gaan afsluit met ons laaste lied vanaand. Halleluja. Meer heiligheid gee my, ons kan daar